God het 'n droom vir ons. Ons het verlede week so vinnig daarna gekyk. God se droom was nog altyd om vir ons 'n vader te wees en vir ons om sy kinders te wees. Dis 'n teologiese feit, maar dit is ook 'n diep lewensveranderende identiteit wat ons kan aanneem. Voordat die wêreld begin het, was daar 'n droom in God se hart om sy skepping, sy mense, sy kinders te kan noem. Hy wil vir ons 'n vader wees. Hy wil nie net doodeenvoudig die skepper wees of 'n regter wees of net 'n redder wees nie. Hy wil 'n vader vir ons wees. Hierdie woorde bespreek vir ons 'n nabyheid, 'n intimiteit en onvoorwaardelike liefde. Ons was nooit bedoel om vreemdelinge te wees nie. Ons was bestem om God se familie te wees. Maar die Vader se droom het twee dele. Hy wil hê ons moet hom ken as Vader, maar hy wil ook hê ons moet onsself leer ken as sy kinders. Dit beteken as hy ons Vader is, dan is ons sy seuns en sy dogters, nie net in naam nie, maar in ons wese, in ons identiteit en in ons leefstyl. 2 Korintiërs 6 vers 18 beamoed dit, en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Wat 'n vreugde om te weet dat ons nie maar net gewone mense is nie. Dat ons nie meer hoef bang te wees nie. Ons is nie meer gebonde aan ons verlede en ons word nie meer gedefinieer deur die wêreld se opinie van ons nie. Ons word gedefinieer deur ons verhouding met God as sy kinders. En soos enige pa wat lief is vir sy kinders, begeer hy dat ons hom sal weerspieël, hom sal eer en hom sal volg. Romeine 8 vers 14 en 15 sê vir ons, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is die kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons lei. Dat die Heilige Gees ons optrede bepaal, ons pad bepaal, die manier wat ons met ander mense werk bepaal. En ons moet nie bang wees vir die toekoms nie. Ons moet nie bang wees vir ons verlede nie, want ons word aangeneem deur God as kinders. Ons is nie meer 'n slaaf van ons verlede nie. Ons is nie meer 'n slaaf van sonde nie, en ons is nie meer 'n slaaf van wat die wêreld van ons gaan sê of dink. Christus maak hierdie aanneming 'n werklikheid. Ons word nie net gered van sonde nie, ons word ingeneem en aangeneem as kinders van God. Dit is die grootste voorreg in hierdie lewe om te mag sê met oorgawe en om werklik oortuig te wees daarvan, ek behoort aan die Vader. Ek is 'n kind van God. En dan moet ons soos kinders van God leef, met vertroue, met liefde, en ons moet toegewyd wees aan hom. Ons moet 'n verhouding met hom hê. 1 Johannes 3 vers 1 sê, kyk watter groot liefde het die Vader aan ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Laat dit dan ook ons droom wees, om ware kinders van God te wees. Laat dit ons hoogste strewe wees, meer as sukses, meer as rykdom, meer as enige iets wat verganklik is, om sy hart te ken, sy stem te volg en sy liefde uit te leef in hierdie wêreld wat so dors na iets beters en iets anders. God se droom vir ons is nie posisie of prestasie nie, dis 'n diepe verhouding met hom. 'n Plek wat ons kan huisnoem, 'n naam. Jy is 'n kind van God, deur geloof en deur genade en deur wat Christus aan die kruis gedoen het. Kom ons leef dan soos mense wat deur God geliefd is. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons God is en ons koning, dat U vir ons lief is. Vader, help ons dat U droom vir ons grootste doel sal wees. Help ons om in ons identiteit as U kinders deur hierdie lewe te gaan en deur sukses te kan behaal in U oë. Help ons om ons nie meer aan die wêreld te steur nie. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.